Môre maatjies. Ja, verlede week het ons lekker gekamp, kan julle dit onthou, daar by Masudu. Dit was 'n wonderlike kamp. Nou is dit alweer 'n week later en ons gaan verder. Daar die Israeliete was by die berg van Vader Jahwe die wet gegee het, né? Onthou hulle die rook en die vuur. Vader Jahwe wat sê julle moet luister. Maar Vader Jahwe het ook vir hulle gesê hy is baie lief vir hulle. En omdat hy lief is vir hulle, wil hy by hulle bly. Nou waar bly ons Andrew? Ons bly in 'n huis. Ons bly in 'n huis. Nou sê Vader Jahwe vir Israeliete, ek wil hê, elkeen wie se hartjie mooi is, Eksodus 25, elkeen wat sy hartjie vrywillig is, nou nie uit dwing uit nie. Vader Jahwe sê, elkeen wat sy hartjie wil, bring iets baie spesiaal, kosbaar, vir al die werk wat gedoen moet word. Nou dit begin by baie diergoed soos goud en silwer en allerhande olies soos olyfolie wat baie duur was en baie moeite was om dit in die hande te kry en velle, gekleurde velle en dan moet julle my huis bou, die tabernakel. Sê 'n bietjie tabernakel? Tabernakel. Die tabernakel is 'n baie spesiale plek. Nou moet julle net onthou, Vader Jahwe is nie arm nie. Hy bewoon die hoogste hemele. So die tabernakel is nie omdat Vader Jahwe huis kort nie. Wie kort eintlik die huis? Ons kort 'n plek waar ons Vader Jahwe kan ontmoet. Maar onthou nou, die mens is vol sonde. So dit moet 'n baie spesiale plek wees waar daar eers offers is om hulle skoon te maak en vir Vader Jahwe te sê, ons is jammer oor al ons sonde, ons is jammer oor al ons ongeregtigheid. Sal u ons asseblief vergewe? En dan kan die priesters nou verder met Vader Jahwe praat. As Vader Jahwe sê, is reg, ek vergewe. Kyk, as jy nou baie stout was, jy het nou 'n glas gebreek of 'n bal deur die ruit geskop of met daai windbuks aanrooi en jy het nou 'n ding raak geskiet, 'n pyp. Dan gaan praat mens nie maar net sommer met pappa nie, mense is bietjie bang vir hom, nê. En so is dit met Adam en Eva ook, toe hulle gesondig het, was hulle bang, hulle het weggekruip. Maar nou sê Vader Jahwe, kom na my toe, kom na my tabernakel toe en kom sê jammer en kom bring 'n offer en dan kan ons vir mekaar lief wees. Nou, maar die plekkie moet baie spesiaal wees. Hy moet nie soos net uit hout en sommer net 'n klomp goedkoop goed gebou word. Hy moet versier word met die beste, want Vader Jahwe wil hê ons moet ons beste vir hom gee. Maar ons moet ons beste vir hom gee uit 'n hartjie wat hom wil dien. En dis waaroor Eksodus 25 gaan, is om vir die Israeliete te sê, bring julle beste vir die huis van Jahwe, om vir hom te sê, ons is regtig jammer en ons het u regtig lief, en ons wil eintlik net by u wees. Nou maar as julle kan, dis net so kort stukkie, maar daar is nog so een belangrike ding wat ek vir julle net wil noem. Vader Jahwe sê vir Moses presies hoe om hom te bou. Dis nie asof Moses nou maar self besluit hoe hy dit gaan doen nie. Dis 'n voorbeeld van wat in die hemele is. Want in die hemele is die ewige woninge van Jahwe. En maat, hierdie Israeliete het die voorreg gehad om ietsie op aarde te beleef van wat ons eendag vir altyd by Vader Jahwe sal hê, om vir altyd en altyd by hom te wees, sonder om bang te wees vir sonde, sonder om hartseer te wees. Daar by die tabernakel was net geluk en vrede, wanneer Vader Jahwe sê, julle is my kinders. En ons kan baie nog gesels hieroor, is 'n hele paar hoofstukke verder, presies hoe dit gelyk, daaroor sal ons volgende keer bietjie gesels. Maar eerstens, wie moes al die goed gebring het? Die Israeliete. Waar het hulle dit gekry daar in die woestyn? Was daar winkels? Waarvan af kom hulle? Egipte. En Vader Jahwe die aand gesê, toe hulle voor hulle trek, julle moet nie met leë hande trek nie. Sê vir die Egiptenare, ons het baie lank vir julle gedien, julle slawe gewees, julle skuld ons bietjie goud en dierstene, mooi goed, nê? Hoekom moes hulle dit gekry het? Want Vader Jahwe het geweet, bietjie later in die woestyn, gaan hy vir Israeliete sê, bring daai diergoed, dan bou julle die mooiste huis vir my, daar in die woestyn. Dis eintlik wonderlik, dat Vader Jahwe vooruit geweet het, hoekom hulle al daai goed moet kry. Want hulle het met 'n paar tasse getrek uit Egipte, hoor. Hulle het met 'n paar tasse, en party van daai tasse het diergoed ingehaat. Soos mooi stene en velle en
materiaal. Vir hoekom? Vir Jahwe se huis. Maar verder, ons gaan volgende keer 'n bietjie verder gesels oor Jahwe se huis. Die tabernakel. Sê tabernakel? Die huis van Jahwe. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Vader Jahwe, baie, baie dankie dat ons in die woord kan lees van u tabernakel, en dankie dat ons kan weet, in Yeshua is ons die tempel, en die woon in ons hartjies. Wil u vir ons hartjies gee wat u altyd wil dien, en u wil lief hê. In Yeshua, amen. Maats, tot volgende week, so het wees, tata, amper